Goeiemôre broers en susters. Hartlik welkom by die erediens vanoggend. Ons bede is dat die diens vir u almal sal wees tot opbou in die geloof en dat ons saam zijn sal wees tot die eer van die Here. Soos gebruiklik het ons nou 'n paar oomblikke stilte totdat ons met die erediens begin. Ons wydingslied vanoggend, Psalm 116. Ons sing die eerste, die 5de en die 7de vers van Psalm 116 as wydingslied. En die lofsang is gesang 213, al drie die verse. Ek is die Alpha en die Omega, die begin en die einde, sê die Here wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Geliefdes, genade, vrede van God ons Vader, in Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen.
Die Here Jesus leer ons, as julle in my liefde bly, sal julle my gebooie gehoorsaam. Luister nou na die wet van die Here, soos Jesus dit saamgevat het, en dit vir ons opgeteken is in Matteus 22. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het 'n vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die eerste en groot gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Aan hierdie twee gebooie hang die hele wet en die profete. Die skrif leer ons, as ons sê dat ons geen sonde het nie, bedrieg ons onsself en is die waarheid nie in ons nie. Daarom bely ons nou ons sonde met die sing van Psalm 130, ons sing die eerste vers, die tweede beruiming, wat lui, uit dieptes van my sonde, waar wanhoop my verteer, roep ek in hierdie stonde tot U, my God en Heer. Aan elkeen wat met opregte berou sy sonde bely en in ware geloof sy toevlug neem na Jesus Christus as verlosser, verseker die Here in sy woord, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Saam met die kerk oor al die eeue, bely ons dan nou ons algemene Christelike geloof en elkeen spreek in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. Ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons bevestig opnuut ons geloofsvertroue met die sing van Gesang 210, albei verse.
Uit die woord van die Here, broers en susters, lees ons 'n gedeelte uit die Nuwe Testament. Die eerste brief van die apostel Paulus aan die Korintiërs. Ons lees van vers 11 tot by vers 20. Of dit nou ek of hulle is, so preek ons en so het julle geglo. As dit dan gepreek word dat Christus uit die dode opgewek is, hoe sê sommige van julle dat daar geen opstanding van die dode is nie? As daar geen opstanding van die dode is nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs, en vergeefs ook julle geloof. En dan word ons valse getuienis van God bevind, omdat ons teen God getuig het, dat hy Christus opgewek het, wat hy nie opgewek het nie, ten minste as die dode nie opgewek word nie. Want as die dode nie opgewek word nie, dan is Christus ook nie opgewek nie. En as Christus nie opgewek is nie, dan is julle geloof nutteloos. Dan is julle nog in julle sondes. Dan is ook die wat in Christus ontslaap het verlore. As ons net vir hierdie lewe op Christus hoop, dan is ons die ellendigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dode. Hy het die eersteling geword van die wat ontslaap het. Dit is die woorde van die Here deur sy apostel. Gelukkig is elkeen wat dit hoor en wat dit ook glo. As Christus nie opgewek is nie, dan is ons prediking vergeefs en vergeefs ook julle geloof. Vergeefs, broers en susters, is 'n skrikwekkende woord. Vergeefs spreek van mislukking, spreek van arbeid en werk en 'n poging wat sonder enige resultaat is. Spreek van 'n werk en 'n lewe wat waardeloos is. Die woord word in die 83 vertaling weergegee met sonder inhoud wees. Inderdaad, 'n vergeefse lewe is sonder inhoud. Dis leeg. En dan is ons prediking leë woorde. En dan is daar niks wat dit die moeite werd maak om daarna te luister nie. Voordat jy nog begin preek, as dit sonder inhoud is dit al klaar vergeefs. Dis net 'n gebrabbel. Die 2020 vertaling sê dat hierdie woord vertaal kan word met sinneloos. Iets wat vergeefs is, dit het geen betekenis nie. Dit dra geen gevolg nie. Dit is inderdaad leeg. Dis te vergeefs. En so lyk die lewe wanneer daar geen opstanding uit die dode is nie. Dit is te vergeefs. Dan is alles wat ons is, en alles wat ons doen, en alles wat ons het, ons hele lewe, ons liefdes, ons stryd, ons moeite en verdriet, alles te vergeefs. Dis leeg, waardeloos en sonder enige betekenis. Dan het die dood en die niks van die verganklikheid die laaste woord. Sonder opstanding is daar net die donker graf waarin alles versink. Die donker graf van die sonde en die dood. As daar nie 'n opstanding uit die dood is nie, is die enigste toekoms wat ons het, die ewige poel van verdoemenis. Dan is daar in hierdie lewe niks
en in die lewe hierna ook niks wat die moeite werd is, wat sinvol is, wat iets is met inhoud nie, dan is dit te vergeefs. Maar nou preek ons en glo ons dat Jesus uit die dood opgewek is. En dis merkwaardig, broers en susters, jy moet maar weer gaan kyk in 1 Korintiërs 15. Paulus praat van die opstanding uit die dood, maar deurgaans daarvan dat dit daarop rus dat Jesus uit die dood opgewek is. Opgewek is iets anders as dat hy maar net na sy menslike natuur weer opgestaan het. Want hierdie groot daad van God is nie iets wat uit ons menslike natuur of uit onsself of uit ons pogings na vore kan kom nie. Ons kan nie self opstaan en daarmee ons aardse lewe voortsit nie. Ons kan nie op een of ander manier onsself aan ons skoenrieme optrek uit die poel van verdoemenis, uit die verskriklike vergeefsheid waarin die sonde ons gedompel het onder die oordeel van God nie. En dis die oordeel wat Jesus Christus dra. Dis ons sonde wat op hom is, wat hom neerdruk tot in 'n graf, wat hom laat versink saam met ons in die dood, onder God se oordeel in. Maar God wek hom daaruit op. God haal hom uit hierdie oordeel. En daarmee word daar met eens inhoud gegee, word daar met eens betekenis gegee aan al God se groot werke. Dat Jesus uit die dood opgewek is God se groot daad, wat aan al sy ander dade sin gee en inhoud gee en sê dat dit nie vergeefs is nie, dat al sy werke uiteindelik God se doel daarmee sal bereik, dat God se werke is met inhoud en betekenis, werke wat sal slaag, ten spyte van die sonde, en ten spyte van die werk van die bose in hierdie wêreld. As 'n mens net mooi dink, broers en susters, watter waarde sou die skepping hê, as dit net vir die dood bestem is? Maar deur die sonde is ook die hele skepping onder God se oordeel geplaas. En wanneer Jesus uit die dood opgewek word, dan kry die skepping met eens 'n nuwe betekenis, 'n nuwe sin, 'n nuwe toekoms. Dan kan ons begin juig in 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, waarin God se groot skepingswerk sy doel volkome sal bereik. Wat betekenis sou die geskiedenis hê? God se omgang met die mense en mense se doen en late in hierdie wêreld, as daar niks van oorbly nie, dan het dit geen sin nie. Dan is dit alles sonder waarde. Maar nou, omdat Jesus uit die dood opgewek is, daarom kom die koninkryk van God tot by ons en word ons oortuig daarvan dat die koninkryk opgerig sal word as die koninkryk van die lewe. Alles wat God in hierdie wêreld en in hierdie skepping mee besig is, die sal uiteindelik in sy raadsplan 'n plek vind, wanneer die koninkryk van God in al sy heerlikheid kom. Wanneer elke knie voor Jesus buig en elke tong bely dat hy die Here is. Watter betekenis het ons lewe?
as ons maar net gebore word om dood te gaan. Dan moet ons, soos die apostel Paulus sê, maar eet en drink en vrolik wees, want môre sterf ons. Maar watter sin en watter betekenis en watter inhoud het so 'n lewe? Dis 'n vergeefse bestaan wat op niks uitloop as jy maar net eet en drink en vrolik wees, en dis die beste wat jy kan hê uit hierdie wêreld. Maar nou, Christus is opgewek, en ons is saam met hom opgewek uit die dood. En met eens kry ons lewe betekenis en sin en inhoud, en word ons lewe 'n skepingswerk van God, waarmee hy sy raadsplan tot uitvoer bring. As Christus opgewek word, uitgeruk word uit die poel van die verdoemenis, en ons saam met hom, dan wek God ons op dat ons kan lewe as sy kinders, tot sy eer in die ewigheid. As Jesus nie opgewek is nie, dan is die hele wêreld net maar 'n donker komedie. Dan is dit 'n pikswart grap vanweë die sonde. Want dit is die sonde, die vergeefse opstand van die bose teen God, en die skepselmens wat as sy handlanger dink dat hy self God kan wees, wat die dood en die oordeel en die vergeefsheid oor die wêreld gebring het. Dis ons wat dit leeg en betekenisloos en te vergeefs laat word het. En as 'n mens nie in Jesus Christus glo nie, broers en susters, as jy nie saam met Jesus Christus uit die dood opgewek word nie, dan is dit hoe die lewe lyk. Rondom ons sien ons dit. 'n wêreld wat leeg is, wat sonder betekenis is, wat net maar op pad is na die donker afgrond toe. Maar die gelowiges, u en ek, elkeen is 'n getuie daarvan, en die getuienis daarvan, dat God aan sy handewerk getrou bly. Dat hy nie toelaat dat dit te vergeefs is nie. Hy laat sy werk nie vaar nie. Hy gee opnuut daaraan waarde en inhoud en betekenis aan sy skepping en aan elke skepsel. En al is dit waar, broers en susters, dat ons wat glo, nog steeds deur die mag van die bose en die dood sonde doen, is die feit dat Jesus uit die doop opgewek is, die waarborg daarvan, dat God die sondeskuld weggeneem het, van sondaars sy kinders gemaak het, opnuut vir sy skepping die belofte gee van die herstel en die ewige lewe en die ewige heerlikheid. God se groot daad, dat Jesus uit die dood opgewek is, nadat hy vir ons sonde gekruisig is, terwille van ons onder die oordeel van God ingegaan het, in ons plek die dood oorwin het, dat Jesus opgewek is nadat hy die werk van God voltooi het, is vir ons die waarborg daarvan dat alles die moeite werd is. Deur sy seun in die onpeilbare dieptes van dood en hel te laat ingaan, het God voldoen aan die reg en bring hy vir ons vryspraak. Sy groot daad is om die slang se kop te vermorsel. En op Paasondag dan jubel ons dit uit
inderdaad, ons is gered. Ons word deur God opgewek uit die dood. Saam met Christus kry ons 'n nuwe lewe. En deur die daad, broers en susters, kry ons lewe betekenis en sin, en word dit die moeite werd om die moeite en verdriet en sorge van hierdie wêreld te trotseer, om God se pad te loop, om God se getuies te wees. Getuies daarvan dat hy sy seun opgewek het. En wanneer ons met hom leef, dan lewer ons die getuienis dat die dood oorwin is met Jesus Christus. Saam met Christus staan ons op in lewe, in nuwe lewe, in ware lewe. En daardie lewe is tot eer van God. Daardie lewe is tot verheerliking van God. Daardie lewe met al sy struikel en val, is in die krag van die Heilige Gees in gehoorsaamheid aan God. Ons word die getuies daarvan, dat mense God kan lief hê, en hulle self aan hom kan onderwerp, as sy verteenwoordigers, dat mense aflê die pogings om hulle self te handhaaf en hulle lewe volledig in die hand van God te plaas. As ons saam met Jesus Christus opgestaan het, dan gaan getuig ons in die hele wêreld. Dis nie meer ek wat lewe nie, dis Christus wat deur my lewe tot eer en tot verheerliking van God die Vader. En nou is dit merkwaardig, broers en susters. So preek ons, so het julle geglo. En elke Sondag word dit gepreek. Jesus Christus staan op Sondagmôre op uit die dood. En van vroeg af erken die kerk dat dit die groot daad van God is waarmee hy sy skepingswerk volkome maak, voltooi. Die skepping wat op die 7de dag tot 'n einde gekom het, het in die sonde geval. Die skepingswerk wat op die eerste dag herstel is wanneer Jesus uit die dood opstaan, is getuienis daarvan dat die koninkryk van God naby gekom het, dat God die werk van sy hande nooit laat vaar nie, en dat ons daaraan deel het. En Sondag na Sondag klink die prediking in die ore van mense. Oor eeue heen word die boodskap geproklameer. Kom na Jesus toe. Hy wat deur God opgewek is uit die dood. Want dit is hy wat van 'n sinlose, leë, vergeefse bestaan lewe maak. Lewe in heerlikheid, lewe in ewigheid, lewe vir God. Die oproep versterk ons Sondag na Sondag in die geloof. So preek ons. Kyk hoe groot is die werk van God aan jou en aan my. Dat Jesus opgewek is uit die dood. En ons saam met hom uitgeruk word uit die poel van verdoemenis, uit die vergeefsheid, uit die leegheid, uit die sinloosheid. Die boodskap klink, broers en susters, oor die eeue, elke Sondag. Maak die woord dat Christus opgewek is uit die dood, nog jou lewe, 'n lewe wat betekenis het, wat inhoud het, wat in die doel slaag wat God daarvoor het. Amen.
Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons dank U, Here, vir die grootheid van U liefde, dat U U eie seun gegee het, as 'n versoening vir al ons sondes. En dat ons op hierdie blye Paasondag opnuut met dankbaarheid kan hoor, Jesus het opgestaan, U het hom opgewek, en daarmee gee U aan ons lewe 'n doel, en inhoud, en betekenis. Maak U dit 'n suksesvolle lewe, omdat dit nie vergaan in die ewige oordeel nie, maar omdat U ons saam met Jesus laat opstaan nou en ewig om vir U te lewe. Laat die boodskap, o Here, ons lewe so vul, dat ons waarlik vir U sal lewe. En wanneer ons vir U lewe, dat ons lewe dan tot U eer en U verheerliking mag wees. Dat U skepingsdoel en U raadsplan met ons bereik sal word. Ons dank U dat ons deel kan wees van U kerk, wat hierdie wonderlike boodskap oor die eeue heen proklameer. Wil U van ons elkeen getuies maak en 'n getuienis maak, dat ons uit die opstanding lewe. Ons dank U dat U ons elke dag in U hande vashou en versorg met alles wat ons nodig het. Wil die genade ook in die week vorentoe aan ons betoon, o Here. Wanneer ons na die kruis op Golgotha kyk, na die leë graf, dan buig ons in verbasing en verwondering voor U liefde. U liefde wat niks hiervan ontsien het nie, maar dit alles laat gebeur het, sodat ons sonde vergewe kan word. En bid ons, laat die liefde so oor ons spoel en ons lewens so vul, dat ons met blydskap en met dankbaarheid ook die bietjie wat mense teen ons verkeerd doen, sal vergewe. Bewaar ons, Here, van die bose, van sy verleidelike stem, van sy versoekinge. Ons bely voor U dat ons in onsself swak en sondig is, en daarom bid ons, kom, o Heilige Gees, maak woning in ons harte. Gee ons die goddelike krag wat van U uitgaan, dat ons die bose kan oorwin en sy werke tot nut sal maak in ons lewe en in die wêreld om ons. En bo alles pleit ons, U wat opgestaan het uit die dood, Here Jesus, kom gou. Bring die nuwe hemel en die nuwe aarde, vestig U koninkryk, sodat elke tong U sal bely as die Here en elke knie voor U sal buig en die ewige heerlikheid sal aanbreek, waarin U verheerlik sal word deur elke skepsel en elke stem. Dit bid ons in die naam van ons Here Jesus. Amen. Ten slotte, broers en susters, sing ons gesang 201. Ons sing die tweede vers van gesang 201.
Die Here sal u seën en u behoed. Die Here sal sy aangesig oor u laat skyn en u genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor u verhef en aan u vrede gee. Amen.